Vader, vanoggend wil ek nie hê enigiemand met u gees mis vanoggend nie. Here, u kom bederf ons as gemeente so met die Heilige Gees as dit tussen ons rond beweeg. Vader, u is die enigste een wat waardig is. En ons staan vanoggend hier net omdat daar's een rede, is dat Jesus Christus opgestaan het. Vader, vanoggend wil ons net kom sê dankie. Dankie dat ons U mag ken. Dankie dat ons U mag ervaar. En dankie dat die Heilige Gees tussen ons rond beweeg ook in hierdie diens. En ek bid dit alles in Jesus naam. Amen. Dankie musiekspan. Dankie julle. So. Sommige daar waar julle sit, buig net julle hoofde asseblief. Vader, ek weet, dit is vreemd om sommer 2 keer na mekaar te bid. Maar ek wil vanoggend net gehoorsaam wees. Here, ek bely dat ons nog steeds krag in gebed. Here, dankie dat ons vanoggend 'n oop lyn het na U toe. Vader, vanoggend kom sê ons vir U dankie vir Vrydag. Ons kom sê vir U dankie vir gister, Saterdag. Ons kom sê vir U dankie vir vandag, Opstanding Sondag. Toe U opgestaan het en uit daai graf uitgeloop het alles wat het sonde en die vyand beplan het U kom omkrap. Onderste bo, tafels omgegooi, onderste bo gegooi. En vanoggend wil ek net vir U kom dankie sê. Want ons koning leef. Here, ons is nie soos baie ander gelowe in hierdie wêreld wat hulle aanbiddingsdingetjie beeltjie rond moet dra nie. Here, ons koning dra ons. Jesus Christus, dankie dat ons weet dat U is in beheer. Vandag sit U aan die regterhand van die Vader en U tree in vir elkeen van ons wat vanoggend hier is en wat ook aanlyn gaan luister na die preek. En daarom is ons elkeen in U en deur U meer as oorwinnaars. Ek bid vanoggend dat U Gees sal kom en alles en almal sal omkeer, sal omkrap, vernuwe en dat niemand vanoggend hier sal uitstap dieselfde as wat hulle hier aangekom het nie. Here, ons bid hierdie net omdat U goed is. Ons bid dit alles in die naam van Jesus Christus. Amen. Is er iemand wat kan sê die Here is goed? Amen. As er nou ooit 'n oggend was wat ek nie waardig voel om hier te staan nie, is dit vanoggend. Julle, ons is in die Opstanding Sondag 2025 en ek wil hierdie diens op 'n ander manier begin en ek wil begin met 'n verklaring vanoggend. Ek wil dit 'n kragstelling noem in ons geloof. En ek weet nie wie het vanoggend nodig om hierdie te hoor nie. Maar ek wil vir jou sê, as God in jou storie, met ander woorde jou lewe is, dan is niks soos dit op die oog af lyk nie. Ek praat van hierdie menslike oë van ons kyk baie keer na situasies en dan dit lyk hulpeloos. Ek wil vanoggend vir jou sê, as God in jou storie is niks onmoontlik nie. Niks. Ek weet nie wat het julle vanoggend nodig nie, maar dit is nie onmoontlik nie. Ons sit gister met ontbyt en ons gesels oor hierdie spesifieke gedagte en ek noem vir my gesin en my ouers wat saam met ons kuier, hoe dit dalk vir die wêreld en ons vyand gelyk het dat hy op die Saterdagoggend soos gister kon gedink het dat hy het gewen, maar toe nie. Ek was gister die hele dag was ek emosioneel want dit was hierdie
hierdie in-between dag. Baie van ons is in die middel van 2 seisoene, in between. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat God werk agter die skerms. Hy het 2000 jaar plus terug op 'n Saterdag, het hy agter die skerms gewerk en hy doen dit steeds vandag. En ek weet nie, waar is jy vanoggend nie. Dalk voel jy vanoggend verslae, oorwin, moeg. Jy het geen meer hoop nie. Jy's in 'n spreekwoordelike graf. Ek wil vanoggend vir jou kom sê, ek weet nie wie is jy nie, maar God is nog steeds in beheer. Hy is aan die werk agter die skerms. En iets wat julle almal van my weet, is wat ek baie sê. As jou hart klop, weet ek dat God het nog 'n plan met elkeen van julle. En nou is dit dan net jy en ek wat dit glo, is dit oukei. Want die ene wat aan jou kant is sterker as enigene in hierdie wêreld wat teen jou kan wees. Is daar iemand vanoggend wat dankbaar is? Kan die Marlene? Die Here het ons hier vandag rede om te spring, om te skree en trots te wees, want ons is kinders van die lewende God. Julle Jesus Christus leef en ons het dit gesing. Hy leef. Vervolgens vir jou vra daar waar jy sit. Draai na iemand toe. En sê vir daai persoon dat ons is deel van die geestelike, goddelike familie wat daar is. Ons wat hier so is vanoggend, is deel van een familie. Of julle dit nou like of nie, julle is deel van my familie. En as jy jammer voel daaroor, kom praat na die tyd met my. Maar ons is familie. En is dit nie goeie nuus om te weet dat ek en jy is deel van iets baie groter as wat ons ooit kan besef. Ons sal dit nooit kan pinpoint nie. Maar elkeen van ons is deel van iets groter. Ek weet nie waarmee jy vandag stoei nie. Ek weet nie wat se oorlog in jou lewe aan die gang is nie. Walker Nauman, 'n vriend van my, skryf hierdie volgende en hy sê, die oorlog binne jou het een groot probleem. Dat die God wat jy dien, hou daarvan om oorlog te wen. Ek weet dit is 'n simpel paar woorde, maar ek wil hê die Gees en die vyand moet dit hoor, dat ons koning hou van oorlog wen. Veral hoe moeiliker, hoe beter vir hom, en dit is 'n groot getuienis. Dankie julle. 1 Korintiërs 15 vers 55 en tot 57 staan daar, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat aan ons die oorwinning gegee het, deur ons se Here Jesus Christus. Hierdie is nou die perfekte plek om uit te skree, amen. Want dood het geen meer angel nie. Hy sal nooit weer hou vas op ons kan hê nie. Die realiteit van ons lewens waarin ons leef, is ons almal is besig om dood te gaan. Die dag wat ons gebore is, begin die stryd. Ek sê stryd in hakies. Hoor my hart asseblief vanoggend. Maar met elke tik van die horlosie kom ons tyd nader en nie een van ons weet wanneer is dit nie. En een van daai tiks het my naam op. En een van daai tiks het dalk jou naam op. Jy's dalk jonk of jy's dalk oud, ryk of arm, en elkeen van ons. Maar vanoggend het ek vir jou goeie nuus. Na hierdie dag, meer as 2000 jaar terug, kan ek vanoggend met volle vertroue en oorgawe sê, die dood sal nooit weer ons kan terughou nie. Dood sal ons nooit weer kan onderhou nie. En dood sal nooit ooit weer skeiding kan maak tussen ons en God nie. En dis natuurlik net die waarheid as jy Jesus Christus aangeneem het as jou verlosser en jou saligmaker. Ietsie wat ek nou die laaste paar weke gesê het, is goeie nuus is net goeie nuus as die deel is van dit. As jy nie Jesus aangeneem het nie, moenie laat vanoggend verbygaan nie. Hoor my. Want jy hoor van die goeie nuus. Ek glo elkeen van ons wil deel hê aan die goeie nuus. Die keuse is joune. Want jy sien, Jesus het die dood van die dood geword. Hoor my net gou mooi uit. Ek verduidelik dit so, dat die dag wat Jesus opgestaan het en hy daar die graf uitgestap het, het hy die dood gemaak. Met ander woorde, hy het die dood vir ewig oorwin.
Ek weet dit is 'n snaakse stelling wat ek nou net gemaak het dat Jesus die dood van die dood is. Maar as dit nie vir Jesus was nie, het ek en jy vandag nie baie hoop gehad nie. As dit nie vir hom was wat uit daai graf uitgestap het nie, waar sou ons vandag gewees het? Ek moes al 'n tyd in my lewe wat ek my pa en my ma in die oë moes kyk en vergifnis vra vir my stoute dae. Ek het gedink ek het dit goed weggesteek, het ek. Ek was baie stout. Maar as dit nie vir Jesus was nie, sou ek nie vandag hier gewees het nie. Ek het hierdie laaste paar dae so emosioneel geraak, want as dit nie sy genade was nie, was daar menigte aande wat ek nie moes asemhaal het nie. En so het elkeen van julle 'n storie. En ek wil vanoggend vir die Here dankie sê. Ek het so kantnota hierso en ek kry baie hierdie vraag en ek baie keer wonder ek hoekom is mense so gepla oor die dood. Want ek is nie gepla oor die dood nie. Ek wil net hemel toe gaan, dis alwaar ek worry. Maar as jy dalk gewonder het wat gebeur met jou as jy doodgaan of wat gebeur met jou liggaam, 1 Korintiërs 15. Maak 'n nota vir julle wat wil weet. Het al jou antwoorde oor daai vraag. Daar kom 'n dag en dit is baie naby. Ek weet nie wanneer is dit nie, maar met elke tik wat verbygaan, kom dit nader. Want ek en jy gaan vir Jesus Christus in die wolke ontmoet. And what a day that will be. Ek weet nie wanneer is dit nie. Maar Romeine 8 vers 11 staan daar. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode uit opgewek het, in julle woon, dan sal hy, wat Christus uit die dode uit opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees, wat in elkeen van julle woon. Julle daarom, sê ek altyd as ek met nuwe bekeerlinge werk, dat jou keuse om Jesus aan te neem, en om hom te volg, is nie net sommer net 'n besluit nie. Dit is groot. Dis die verskil tussen lewe en dood. Dalk verstaan ons dit nie nou 100% nie, maar daar kom 'n dag wat ons saam met hom gaan juig, wat ons by sy voete gaan sit, en saam met engele kore sing soos vanoggend en nog lekkerder, nog beter. Ek wil vanoggend vir jou sê, hou vas, want jou keuse wat jy maak om Jesus te volg, is die verskil tussen lewe en dood. As ek my prentjiebrein om hierdie kan sit, wil ek die prentjie vir julle so inkleer, daar word die grootste, mooiste, beste, spesiaalste event nog ooit in die wêreld aangebied. Net 'n paar A-list, baie spesiale mense word uitgenooi. En hier kry jy ook 'n uitnodiging. As jy ek was, sou ek gewonder het, ja, die postduif het iewers verdwaal, want ek is net 'n normale ouetjie. Ek en my vrou is nou eendag by 'n funksie en o, jete, daar was 'n, ja, dit was nie noodwendig ons crowd nie. Maar ons dank die Here dat hy ons in sy hand het. Maar op hierdie koevert, hierdie uitnodiging staan daar in groot rooi letters geskryf. You are invited. Jesus invited you. He paid for you and he cleansed you for this event with his blood. Met ander woorde, God kyk na jou en na my en hy sien sy seun Jesus Christus in jou raak en deur jou raak. Is dit nie iets waar ons vanoggend kan juig nie? Van die dag toe Jesus dit gedoen het, het hy die barrier, wat is dit in Afrikaans, die skeiding kom afbreek tussen ons en God. Ek is so dankbaar. Ek het gewonder of ek hierdie volgende moet sê, maar ek gaan. Weet julle wat breek Mike se brein? En laat my sonder woorde spesifiek hierdie laaste week. En dit maak my ontsettend ondankbaar vandag. Jesus het sy alles gegee vir my en vir jou. Ten spyte daarvan dat hy geweet het dat sommige mense met 'n ongeërgde houding, het ek dit reg gesê. Ek het nog nooit in my lewe daai woord gehoor nie. Ek is bly ek het met Afrikaanse juffrou getrou. 'n Ongeërgde houding, dit is 'n don't care houding. Sommige mense het 'n don't care houding. Hulle het met ondankbaarheid en met ongeloof op Jesus se offer reageer. As ons as mens sou sekerlik gesê het en gereken het, dat vir Roan sal ek my regterbeen gee. En vir Raymond daar agter sal ek my linkerbeen gee.
En vir Michiel daar in die middel sal ek my onderste helfte gee. Maar vir Mike, hy kan my chappie papier kry. Maar gelukkig is Jesus nie so nie. Jesus kom en hy gee sy alles vir elkeen van ons. Ek gee nie om wat die vyand vir jou gesê, wat jy gedoen het en verkeerd gedoen het nie. Jesus het alles vir elkeen van ons gegee. Daar's geen witbroodjies, geen voortrekkery nie, net liefde. Ek kyk hierdie week na Jesus se disippels en hulle het vir meer as 3 jaar elke dag saam met hom beweeg en saam met Jesus geleef. Hulle het alles gesien wat ons lees. Hulle het alles ervaar wat ons wens ons kon ervaar. Maar hulle het hom verraai. Hulle het gesê hulle ken hom nie. Maar steeds het Christus besluit om sy alles te gee sodat ons hier kan wees volgend. Sodat ons kan gee, ek praat van ons menswees kan gee vir die wêreld. En ons kan so 'n verskil maak op buite. Ek glo dat ek glo dat Jesus geweet het dat al gaan hy alles gee, dat daar sommige mense is wat nog steeds hulle rol op hom gaan draai en wegloop. Daar's nog steeds mense vandag wat met God se genade speel. Wat met sonde speel asof dit hulle maatjie is. Maar Jesus het gekom en gesê nog steeds. Lukas 22:42, nogtans nie my wil nie, maar u wil. Is dit nie goeie nuus nie? Daar was 'n tyd in my lewe, en ek wil vir julle sê, ek het groot geword in die kerk. Daar was 'n tyd in my lewe wat ek so seer gehad het, wat ek my rug gedraai het op God. Ek het dit nie besef nie. Maar vandag is ek so dankbaar, dat sy genade en sy plan in my lewe geseëvier het. Want vandag kan ek sê ek ken hom. Vandag kan ek sê ek neem my kruis en ek volg hom. Jy sien, ons almal hou daarvan om geskenke te kry. En as jy nie hou daarvan hou om 'n geskenk te kry nie, kom dat ek vir jou bid na die tyd. En dan gee jy sommer jou geskenk ook vir my. Ek hou van geskenke. Maar hier kom God. En hy gee vir elkeen van ons, sy kinders, die grootste, die duurste geskenk wat daar nog ooit was. Gee hy vir ons. Maar van ons wil dit nie hê nie. Van ons speel daarmee. En van ons verwaarloos dit. Julle kan my vroutjie vra, hierdie week was maar 'n hartseer tyd vir my. Ek het dit al baie vir julle gesê voor ek hier kom staan en hierdie woord aan julle bedien, het die woord eers met my gewerk. En dit is tragies. Dis hartseer dat ons hierdie goeders nie vat by Jesus en vir hom sê dankie nie. As jy al saam met my tyd spandeer het in hierdie laaste paar maande, sal jy weet dat in die senter, of ek glo in die senter van sonde, is ons menslike, ek wil dit noem opinies, ons wanpersepsies oor die lewe. Die wanpersepsie en 'n groot fout wat ons maak, dat enigiets wat daar is, kan ons doen sonder God. Julle, dit is die grootste fout wat ons kan doen. Ons reken ons is baie oulik. Ons kan meer van hê as ons hom los. Ons kan baie meer bereik op ons eie. Ons kan verder kom sonder hom en al die reëls. Julle sien Satan en sy trawante in die sonnige wêreld spandeer so baie geld, soveel van hulle moeite om vir ons die mensdom te probeer vertel en te wys dat ons kan sonder God klaarkom. Die wêreld probeer ons leer dat ons kan sonder hom wysheid bekom, vrede, geluk, seën en baie meer. Ek wil vanoggend vir julle sê, dis 'n leuen. Die wêreld sê vir ons, we don't need him. As al een ding is wat ek vanoggend en deur my hele lewe by elkeen van julle wil los, is dit hierdie volgende. Ons kan niks doen. Ons is niks sonder die hand van God in ons lewens nie. Is dit die beste wat jy kan gee? Want God is goed. Julle, ons kan niks doen sonder hom nie. As ek vir julle so 'n klein tip kan gee vanoggend en julle hoef nie te betaal daarvoor nie.
Wil julle suksesvol wees in die lewe? En ek praat nie van geld nie. 2 Korintiërs 12:9 sê, hy, God, het egter vir my gesê, my genade is genoeg vir jou, want my krag kom juis in swakheid tot volle verwesenlikheid. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede spog, sodat die krag van Christus voortdurend deur my kan werk. Ek wil weer vra, wil jy suksesvol wees? Jy het God nodig. Jou sukses gaan begin by die oomblik wat jy oorgee. My sukses begin die oomblik wat ek sê, Jesus, ek kan nie meer nie. Vader, ek kan nie meer nie. Ek het alles probeer, maar ek en jy, geliefdes, het die Skepper in elke aspek van ons lewens nodig. In ons finansies, in ons kerkwêreld, in ons families, ons gesondheid, ons vriendskappe en verhoudings, elke aspek van ons het ons Jesus nodig. Dalk sit jy hier vanoggend en jy trou binnekort. Dalk is jy hier vandag en jy het 'n besigheid begin onlangs, of jou besigheid is al 'n paar jaar aan die gang. Of dalk het jy 'n jong familie, of dalk tree jy amper af. Dit maak nie saak waar jy trek vanoggend nie. Dit is momente soos vanoggend, Paasnaweek, die gebeure aan die kruis en die opstanding wat ons wys na die enigste antwoord wat daar is. En dit is die een wat opgestaan het uit die dood uit. Johannes 15 vers 5 sê, stel julle dit goed voor. Ek is soos 'n druiwestok en julle is soos die takkies. Sonder die druiwestok beteken die takkies tog niks nie. Net so beteken julle ook niks sonder my nie. Leef elke oomblik van die dag in afhanklikheid van my. En ek sal dan elke oomblik by julle ook wees. So sal julle vir God 'n vrugbare lewe leef. Julle nes daai takkies wat nie kan leef sonder sy oorsprong, of in Engels sy source nie. Net so kan ek en jy nie oorleef of 'n sukses behaal sonder ons source nie. Ons kan probeer, en o julle, daar's baie mense wat hard probeer om sonder ons oorsprong te klaarkom. Ek wil vanoggend vir jou sê, jy gaan nêrens kom nie. Jy mag dalk vir 'n klein rukkie sukses behaal, maar as jy nie God aan jou kant het nie, is dit wat jy opbou tydelik. Ons het vandag, kyk ons terug en ons getuig oor die gebeure wat aan die kruis en aan die opstanding gebeur het. Dan besef julle, of ek hoop julle doen, dat elkeen van ons het ons herder, ons vriend, ons geneesheer, ons verlosser nodig. Ek weet nie wat het jy vanoggend nodig nie. Ek weet nie waar trek elkeen van julle nie. Maar ons het Jesus Christus. Ons het sy wonderwerkende krag meer as ooit nodig in die wêreld waar ons leef. Mag ek sommer hierso ietsie anders ook noem? Na aanleiding van baie vrae wat ek die laaste week gekry het en afsprake waarna ek was, wil ek, terwyl ek nou hier is, net vinnig praat oor bekering. En ek haas my, ek maak amper klaar. Daar's natuurlik as jy tot bekering kom, 'n eerste besluit, 'n transformasie wat plaasvind. Maar ek wil vanoggend vir jou sê, dat jou bekering is nie 'n once repented, always safe situasie nie. Die kerk het dit goedkoop gemaak. Die kerk sê vir jou, bid daai gebedjie. Ek gaan huis toe en doen net wat jy wil, jy het mos repent. Dis nie die waarheid nie. Ons bekering is 'n daaglikse besluit. Dis 'n leefstyl. Ons heiligmaking, die transformasie waarin elkeen van ons is 'n proses. As ek 'n voorbeeld kan gebruik, en gelukkig is dit nie ek en my vrou nie, maar as jy en jou vroutjie dalk beklei op pad kerk toe, en jy het per ongeluk oor 'n stopstraat gery, dan is die Heilige Gees so betrokke in elke oomblik van ons as kinders van God se lewens, dat hy ons bewus maak van die oeps wat ons nou net gehad het. En jy het die geleentheid om te repent.
om jammer te sê en reg te maak. Ek wil weer sê, ons journey saam met God is 'n proses. Dis 'n wandelroete. Dis nie 'n druk 'n knoppie, bid 'n gebedjie en jy het dit nie. Dis 'n proses. Ek hoor baie mense sê vir my, maar Mike, ek val so baie. Ek maak so baie foute. Ek dink so baie oor my verlede. Ouens, dis omdat die Here besig is met elkeen van ons. Ek weet nie waar trek jy vanoggend nie, maar hy het jou. Julle sien voor Jesus se gebeure, moes daar elke dag 'n offer gebring geword het as jy sonde gedoen het. Julle daar het baie diere gesneuwel. Daar's baie diere wat geoffer is. Maar hier kom Jesus, een heilige offer, 'n lam, en alles is betaal, genade onbeskryflik groot. Elkeen van ons se sonde met een offer betaal. Daardie gratis genade wat ons ontvang het teen 'n groot koste gekom. En ek wil nie hê julle moet dit mis nie. Jesus het sy lewe gegee, so hou op speel met sy genade. Sy genade kom dalk maklik nou, maar daar's 'n baie duur prys betaal daarvoor. Hanteer dit met respek. Daar was 'n hele wêreld en 'n lewe voor die kruis en die opstanding, en daar was 'n wêreld na die tyd. Ek het dit Vrydag ook gesê, ek het hierdie nooit besef nie, en in my voorbereiding, toe staan dit vir my letterlik uit, aan die linkerkant en die regterkant en die kruis in die middel. Wat vir my so amazing was van die kruis en die opstanding, is dat die kruis het alles kom omkrap, wat hierdie wêreld gedink het, hulle het onder beheer. Maar die opstanding, dit wat ons vandag vier, het die hele appelkar kom omgooi. Hierdie 3 dae het alles kom vernuwe, herskryf, hervormd en mense laat wakker skrik. Ek sit en wonder hoeveel mense daai Saterdag na hulle Jesus gekruisig het, en na sy opstanding nog meer gesê hulle het 'n fout gemaak. Dit was te laat. Hoor my vandag, moenie vandag met die genade van die Here speel nie. Jy het vandag nog 'n kans. Maak dit tel. Moenie speel nie. Romeine 10 vers 9 tot 11, my laaste skrifgedeelte. Want as jy met jou mond bely dat Jesus die Here is, en met jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Ons sit met 'n probleem in vandag se kerk, dat die koneksie tussen ons mond en ons hart word nooit gemaak nie. Ons praat baie maklik, ons doen baie moeilik. Wat probeer ek sê? Ons sê so maklik dat ons is kinders van God, ons is disippels van die opgestaande Christus, maar ons lewens, ons doen en ons late wys dit nie. Ons hoor so maklik hierdie volgende woorde, ek wil net nog so klein bietjie van daai alkohol hê. Ek wil net nog so klein bietjie van daai gegiste druiwesappie hê. Ek wil net daai stokkie wat so rook nog een keer gebruik. Daai rustige kuiertjies, partytjies met die vuil grappe. Daai kinderstories. Daai flieks wat ons so maklik kyk en vele meer. Ek wil dit nog net 'n bietjie doen. Maar Paasnaweke kom, nuwejaarsdienste kom en ons kerk is vol. Want God sien ons mos raak op daai dienste. Die kerk het 'n speelplek geraak. 'n Plek geraak vir ons vir mekaar sê, ek wil net daai tik agter dat ek gaan kerk toe boksie maak. En so speel ek en jy met die genade van die Here en die prys wat daar betaal is vir ons kindskap. En Jesus sê, you are worth it. Ek het Vrydag afgesluit met hierdie woorde. As Jesus nog 'n 8ste verklaring kon gemaak het, sou hy volgens vir jou gesê, deur alles waardeur hy is, jy is waardig. You are worth it. Ek sal dit weer doen en ek sal dit weer doen. Die skrif gaan verder en hy sê, word ons vrygespreek en as ons met ons monde bely, word ons verlos. Soos die skrif sê,
Wie in hom glo, sal nie beskaamd staan nie. Dit is hoe die kruisgebeure en die opstanding die hele wêreld kon verander het. Hoor gou hierdie. Jesus het die vyand en die dood oorwin met swakheid. Ek sit gister en ek praat met my kinders. Ek wonder wat het deur hulle koppe gegaan. Die ouens wat Jesus gekruisig het. Die ouens wat hom geslaan het. Die ouens wat hom bespot het. Ek wonder wat het hulle gedink. Is hierdie nou die redder van die wêreld? En dis wat ek bedoel in hakkies, die swakheid. Maar die wêreld reken is swakheid. Ek wil vir jou sê, wanneer God in jou storie is die swakheid, die krag, dat hy kan begin werk in jou lewe. Christendom is en sal altyd die teenoorgestelde wees as die wêreld, punt. Jesus was anders. Die kruis was anders. Die uit die dood uit opstaan was anders. Die leefstyl wat ons as Christene volg is anders. So hou op om op in te pas. Hou op om te speel met die wêreld en sy stelsels en die maniere hoe hulle dinge doen. Hou op om in te pas. Staan uit vir Jesus. Ek sluit af. Ek weet nie wat jy vanoggend nodig het hierdie diens uit nie. Wat ek wel weet, is dat Jesus deur sy kruisdood en sy opstanding vir jou dit reeds gedoen het. Al wat jy moet doen, is jy moet dit vat. Miskien maak die kruisgebeure nie vir jou vanoggend sin nie. Dis oukei. Dit hoef nie sin te maak nie. Glo dit net. En hy sal jou verbaas. Kom sit vandag net by die voete van Jesus en gee oor. Neem vandag daai ernstige besluit en sit alles neer. Alles en volg hom. My gebed, en ek sluit af hiermee, vir elkeen van ons, en dit sluit my in, is dat Jesus Christus elkeen van ons elke dag so sal vorm, sal transformeer, dat ons meer en meer soos hy kan begin raak. Ek weet hy is besig met ons, maar opstoei, gee oor, en kyk, dat daai krag, daai Vader, daai God wat Jesus uit die dood uit opgewek het, kan maak nie saak waarmee jy sukkel vanoggend, maak nie saak wat dood is in jou lewe, kan hy laat opstaan. Ek wil vanoggend julle los met hierdie, en ek wil vra die nagmaaltafels asseblief, kan ons dit regkry. Weereens is voor, teen die kante en agter is al nagmaalgeleenthede. Pieter, kan ek weer vir julle vra, is hier enigiemand wat nie kan dit self gaan haal nie, steek net julle hande op, dan sal ons vir julle bedien. As daar enigiemand is, asseblief net julle hande opsteek, dan sal Pieter en Marie julle kom help. Ons het die voorreg om vanoggend die lewendige, vrymakende Jesus te kan herdenk. En ek wil weer vanoggend ietsie anders doen met nagmaal. Ek gaan nie 'n nagmaalskrif lees of niks doen nie. Ek wil hê dat dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en dit wat hy gedoen het toe hy opgestaan het, moet hy vanoggend in jou lewe kom doen daar waar jy is. Ek wil jou vra, voor jy ietsie kry by die tafel, noem dit vir hom. Geef vir hom daai dooie situasies in jou lewe. En ek gaan saam met julle vertrou, dat die Here daai dooies sal opwek in jou lewe. Dat jy die goed wat moet laat gaan, dat dit sal laat gaan. Maar dat jy God sal kans gee om in jou lewe iets te doen. 1 Timoteus 2:5 en 6 staan daar. Want daar's net een God en een middelaar wat God mens kan versoen. Hy is die mens, Christus Jesus. Hy het sy lewe gegee om vryheid vir elkeen te koop. En dit is die boodskap wat God aan die wêreld gegee het op 'n bestemde tyd. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy opstaan om nagmaal te kom haal, staan op as oorwinnaar. Staan op en kom kry vir jou nagmaal. En doen dit saam met jou gesin, saam met jou geliefdes. Ek gaan nie nog 'n gebed doen nie. Ek wil vanoggend julle die geleentheid gee
om met julle woorde te kan dankie sê. Want dit is omdat hy opgestaan het, dat elkeen van ons vanoggend hier kan wees. Kom ons stap uit, asseblief julle. Ons voor, in die middel en heel agter. Die van julle wat nie kan nie, asseblief net julle hande opsteek. Sal Pieter hulle help. As hy het almal gekry. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend is daar eintlik so min woorde
om vir U dankie te sê. Vanoggend kan ek eintlik niks anders sê net as dankie nie. Here, dankie dat hierdie nagmaaltafels nie net nog 'n nagmaaltafel is nie, maar dat dit 'n simboliek sal wees om vir ons almal te sê, moenie worry hoe dit daar buite lyk nie. Ek het opgestaan. Jesus Christus het opgestaan. En hy sit vandag aan die regterhand van sy Vader. En hy tree in vir elkeen van ons. Here, dankie dat ons vandag hier kan uitstap met die wete dat ons 'n baie duur prys betaal. En elkeen van ons het 'n uitnodiging gekry met groot rooi letters op wat sê you are invited. Here, ek raak voor in my hart dat U vanoggend vir die gemeente wil sê dat U is lief vir hulle. Dat hy het aan daai kruis gehang vir elkeen van ons. En teen daai kruis het hy betaal vir elke liewe aspek van jou lewe. Jy is nie net gedeeltelik gekoop en voorbetaal nie, jy is ten volle vrygespreek. Dit is volbring. En vandag is ons meer as oorwinnaars. Here, dankie dat ek nou die gemeente ook kan seën. En Here, my gebed is dat goedheid en guns elkeen van hulle sal volg al die dae van hulle lewens. Here, ek wil vir U vra in hierdie volgende 40 dae wat voorlê, wat so spesiaal ook eintlik is in die Christelike kalender. Here, dat U in hierdie volgende 40 dae goeie nuus en sy familielede sal kom bederf met die diep goed in die woord. Here, dat U ons geestelike oë sal oopmaak, Romeine 12:2, dat ons sal sien dit wat U wil hê ons moet sien. Maar Here, dat goeie nuus geken sal wees as 'n gemeente wat nommer 1 U aangesig soek, nommer 2 waar U altyd welkom is, en nommer 3 waar U besig is om elkeen van ons te vorm om meer en meer soos U te lyk. Here, in hierdie gemeente gaan ons nie met die genade speel nie. In hierdie gemeente sê ons vir U dankie. En ons stel ons kruis op en ons volg U. Here, en ons leef vandag meer as oorwinnaars. Ek kom vandag en vra dat U elkeen wat voor my staan of sit, elkeen wat na my stem luister, dat hulle in hierdie tyd wat nou voorlê, vandag, môre se vakansiedag ook, maar hierdie volgende 40 dae ten minste, U sal ervaar op 'n vars en 'n nuwe manier wat hulle nog nooit gedoen het nie. Here, my gebed is dat U hulle vooruit sal gaan. En Here, dat ons vandag sal weet dat U gaan ons grondgebied vergroot en U gaan ons gebruik op maniere wat ons gaan stom laat. Here, hier tussen ons sit onderwysers, skoolhoofde, hier sit mediese personeel, hier sit besigheidseienaars, hier sit Here, reg deur die bank, enige iets, enige bedryf, sit die mense vanoggend voor my. Here, ek kom vanoggend en ek stuur elkeen van hulle uit. Gaan maak 'n verskil. Wees vir mense lief en straal jou lig uit sodat die wêreld kan sien daar's nog steeds hoop. En ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Baie dankie julle. Weet dat ons waardeer julle. Doen my 'n guns, gaan kuier lekker saam met jou geliefdes. Moenie te veel eet nie. Desember kom en weet ons waardeer julle, ons bid vir julle en ons waardeer julle. Geniet julle dag. Totsiens.